kom en mag jy ook rus vind in die Here se teenwoordigheid en ook sy nabyheid by jou beleef. Ons reis vir so 'n paar weke saam deur Henry Nouwen se werk, 'n Duitse teoloog en ook kontemplatiewe, meditatiewe denker wat diepgaande teologie binne moeilike kontekste geskryf het. En jy kan gerus so 'n bietjie gaan oplees oor Henry Nouwen se werk. Hy skryf en hy praat dat 'n optimis kan sê die oorlog is gou verby, jou wonde sal genees word, moenie bekommer nie, daardie depressie sal weggaan, alles sal vinnig gou beter word. Hy sê die optimis kan reg wees, maar die optimis kan ook verkeerd wees. Want sê hy, nie een van ons het beheer oor ons omstandighede nie. En hy skryf, hy sê, hope does not come from positive predictions about the state of the world any more than does faith, nor does hope depend on the ups and downs of our lives' particulars. Hope rather has to do with God. We have hope and joy in our faith because we believe that while the world in which we live is shrouded in darkness, God has overcome the world. We follow one who is not limited or defeated by the world's sufferings. As jy die nuus dophou en jy sien wat daagliks by name, dalk hou jy die Madlanka kommissie van ondersoek se gebeure dop en elke dag nog meer ontnigter word, mis eintlik niks wat 'n mens meer kan skok nie, maar jy sien amper hoe ons in ons omstandighede gehul is. Sê hy, we live in the world in which we live is shrouded in darkness, gehul in duisternis. En dan hierdie absolute hoopvolle realiteit dat God sê, maar ek het hierdie wêreld en al hierdie duisternis het ek oorwin. En Johannes skryf daar in Johannes 16 vers 33 skryf Johannes hierdie ongelooflike woorde wat Jesus sy disippels mee bemoedig. Ek lees vir ons Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Miskien kan mens dit net weer lees en mag dit dalk soos 'n refrein ego in jou lewe wanneer jy so hopeloos, moedeloos kyk na alles om jou. Dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het hierdie wêreld wat in duisternis gehul is, het ek reeds oorwin. En die vraag vir vandag, dink aan iets wat vir jou baie angs en baie moedeloosheid veroorsaak. Dink aan daai ding wat jou so plat trek, jou energiekapasiteit totaal en al uitwis. En dan vra jy, dink jy dat God deur hierdie dinge beperk of verslaan kan word? En hoe kan jy uiteindelik dit herbelyn met die hoop wat daar by God is, wanneer hy hierdie woorde sê, hou goeie moed, ek het hierdie wêreld reeds oorwin. Mag jy daardeur bemoedig word en daardeur versterk word om in die lig van 'n donker wêreld die lig ook te gaan wees, 'n alternatiewe verhaal te vertel, nie net noodwendig met ons monde nie, maar met ons lewens. Dat ons uiteindelik 'n alternatiewe realiteit, dis die koninkryk van God uiteindelik, laat deurbreek in hierdie
donker wêreld. Kom ons vra die Here se nabyheid daarmee. Here, dankie dat ons na U toe kan draai, maar dankie dat ons weet dat niks in hierdie wêreld is deur U oorwin nie, maar dat U die wêreld en al sy duisternis oorwin het. Dankie daarvoor, Here. Amen. Mag jy in daai oorwinning leef en daaruit hoop put. Mooi dag.